Sowel ek neem aan, ons praat so baie van balans en wanbalans. Omdat ons weet hoe maklik dit is, né, om meegevoer te word. Nie net om te weet wat reg of verkeerd is nie, maar wat reg is en amper reg is. En ek dink ons weet dit, want ons lees dit so baie in die woord van die Here, is dit nie? Nou, God sê, my seun, pas op vir die balans van mens, maak seker vir die balans, die goddelike balans. Daar was 'n tyd wat ons regtig geveg het vir die waarheid van die Here. Maar weet jy vandag, die waarheid is die waarheid van elke liewe persoon. Elke liewe persoon. Wanneer die waarheid van die Here verklaar word, maak hulle 'n grap daarvan. 'n joke. Jy weet? Maar wat ek dink ons moet vanoggend in ag neem as kinders van die Here, is hoe ons reageer wanneer ons beweeg in hierdie wêreld. En ons reaksie, is dit dan nou nie so nie? Wil ons nie hê ons reaksie moet either God eer of onteer nie? En dan moet ons mos nou gaan kyk. Wat sê God? Dis een ding van 'n bevel, is dit nie? Daar is net 2 uitkomste van 'n bevel. Nou ek dien 'n koning. En hier is wat ons doen met 'n bevel. Jy doen hom, of jy doen hom nie. En ons niemand wat ons blameer daarvoor nie. Jy doen hom, of jy doen hom nie. Nou, wanneer mense jou vra, wat dink jy, sê die Here, wat dink jy, hoe voel die Here? Hier is wat ek sê, jy weet nie met wat se intensies daai mense vra nie, want baie mense gaan vir die vraag vra net om jou te maak, okay? En baie mense gaan jou vra omdat hulle werklik wil weet. Hier is wat ons nie doen nie. Jy sê nie, ek dink, dis die Here se wil dat, dit, hier en dat, hy nou hier en so, en hier tekort, en dat, jy sê nie, jy dink wat die Here dink nie, jy sê nie, jy dink wat die Here voel nie. Die Here sê, maak seker, om vir ander te sê wat God sê, maak seker jy verstaan wat God sê. So is baie keer beter om stil te bly, is dit nie? Want ons Here het nooit iemand gelos sonder die waarheid nie. En ons Here Jesus het nie doekies omgedraai nie. Want het homself nie geag nie. Wanneer ons onsself te veel ag, draai ons doekies om. Draai ons doekies om. As jy die woord van die Here lees, né? En weet julle, ek hou nie eens daarvan meer om vir mense te sê, lees jou Bybel, of die Bybel sê nie. Regtig, dis asof hulle dit apart sien van God se woord.
Eintlik moet ons sê, God sê, nou as dit Paulus of Petrus of die profete, dis God wat dit sê. Wat sê God? Dan sê God, kies. God sê hy is nie onregverdig nie. Hy is langdurend. Hier sê God, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, en na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silwer, en dit naspeur soos verborge skatte, as jy daarna soek. Nou die Bybel sê vir ons, God sê, as jy draai na my, sal ek my gees, die Heilige Gees, op jou uitstort en jou laat my woorde verstaan. Nie net weet nie, verstaan. Want die Here gee wysheid. Die Here gee wysheid. Hy gee dit. Hy gee dit. Hy is die enigste geer, kan 'n mens nou maar sê. Uit sy mond, die Here se mond, kom kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel. Deurdat hy, God, die paaie van die reg, die wat reg is, bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan. En regverdigheid. En elke goeie pad. Oorleg sal oor jou wag hou. En verstand sal jou bewaak. Om jou te red van die weg van die wat nie glo nie. Om jou te red van die mens en die geeste wat valse dinge spreek. Want sonder hierdie gaan jy nie weet dat hulle valse dinge spreek nie. Hoorie my maat, hulle staan op hy stages, julle halleluja en amen hierdie manne. Hulle meng die waarheid van die woord met onwaarhede en ons staan aan hande klap. Regtig? Hoe kan ons die vals herken sonder om die waarheid in ons te hê? En God sê, hier's hoe jy dit kry.
Dis hulle van wie die paaie verkeerd is. En wat afwyk in hulle spore. Dus hier sê die Here weer in vers 16, om jou te red van die vreemde vrou. Nou wie is altyd die vroulike figuur in die Bybel? Die kerksisteme, die hoer. Kom jy wil ons nou reguit praat, die Bybel draai nie doekies om nie, het jy al Afrikaans gaan lees in jou Bybel, seun? Hy is baie reguit, is hy nie? En dit is wat het is in die Here se oë, om jou te red van hierdie vreemde vrou. Want sonder die verstand en kennis en wysheid wat God gee, wat nou net gelees is aan jou, gaan sy vir jou rol, ou seun. Dis om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei. Wat die vriend van haar jeug verlaat en die verbond van haar God vergeet. En hierdie valse kerkstruktuur van die vreemde vrou, sê die Here, kom uit, my kinders, want haar huis sink weg na die dood, en haar paaie, wat so reg lyk, na die skimme, en almal wat by haar ingaan, kom nie terug nie, en bereik die paaie van die lewe nie. My seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad, want hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Want die net word te vergeefs uitgesprei voor die oë van allerhande voeltjies. So loer hulle op hulle eie bloed. Hulle lê hulle self voor in die God se oë. So gaan dit, sê God se woord, met almal wat onregverdige wins maak in hulle lewens. Wat is onregverdige wins? Mense van die Here? Wat is onregverdige wins? Is onregverdige wins om ons naaste lief te hê soos onsself? Nee, dit is nie. Dis die teenoorgestelde. Dis die teenoorgestelde. Wanneer Jesus gesê het, dat 'n nuwe bevel gee ek vir julle, dat julle mekaar sal lief hê, soos ek julle lief het. So moet julle mekaar lief hê. En ek het nou daaroor gepraat. Want die wêreldse liefde is nie God se liefde nie. Gaan kyk hoe Jesus ons lief gehad. Dis wat hy vir julle sê. En dan die ander bevel is dat daardeur julle mekaar moet lief hê soos julle self. Julle kan nie mekaar, ons kan nie mekaar lief hê soos ons self nie. Sonder daai eerste een nie. Die wysheid roep hardop daar buite vanoggend. Sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die rumoerige strate en julle parties en sport.
roep sy by die ingange van die poorte. Nou wat is die poorte altyd in die Bybel vanoggend? Kom manne, waar is die pastore? Die poorte, die hekke in die Bybel is altyd die plek van wat? Oordeel. Oordeel. Waar begin oordeel? In die huis van God. En dan moet ons mooi kyk na die tipe oordeel. Maar die woord sê hierso, hoe lank sal julle eenvoudiges? Die eenvoudigheid lief hê van hierdie wêreld. En die spotters lus hulle hê om te spot. En die dwaase kennis haat. Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woord aan julle bekend maak. Dit is God se hart. Hoor wat sê God, wend jou tot my teregwysing. Laat my, sê God. Waar hoor ons, God moet dit vir my doen. En julle al, hoor wat sê God op die einde van elke ou. Jy weet nou, as dit die Here se wil is dat hierdie my laaste dag is. Want glo my, kinders van God wil nie regtig hier wees nie. Ons is hier, ons leef, ja, ons leef. Ons voete raak vuil. Ons leef uit God se hand uit, maar ons is gretig vir hom. Gretig. Maar weet jy, nee, as God besluit vandag, Dion, dis dit. Jy weet, nee, as die Here vir my moet sê, Dion, omdat ek geroep het, jy het geweier. Ek het my hand uitgestrek na jou. Jy het nie geluister vir my nie. Wat gaan ek vir die Here sê? Gaan ek vir die Here sê, ag Here, kyk wat het ek vir u. Shame, foei tog. Nee, omdat ek geroep het, God sê hy het geroep. Ja, maar ek lees nou daar, almal wie roep na die Here sal gered word. Maar dis 'n dieper roep as wat ons sien, is dit nie? Want die Here sê nie, almal wat na my roep, gaan gered word nie. So ons moet seker maak wat die roep is, né? Yes. Omdat ek geroep het en julle het geweier. Ek, sê God, het my hand uitgestrek en nie geluister nie. Ja, my gewete pla my hier by Frikkie of hier by Sannie se huis vanoggend. My tong is droog van die gesuipery en my hoerery. Ja. Jy weet, dis die ding van sonde, né? Ek sê gister vir iemand, voor ek God se gees in my gehad het, né? Hey, hoorie, my broer, die sonde, hy kom as 'n gedagte, né? Hoorie, en voor ek myself kon kry, was my verduideliking altyd, en sê, Dion, weet jy wat jy gedoen het gisterond? Weet jy wat jy gedoen het? En die mense prys my eintlik daarvoor, hoor, maar dis, ek sê nee, hulle sê jy het so, en nou hierso, en nou daarso. En ek sê gister vir iemand, jy weet, ek dink aan daai tye. Daai kere, wanneer die gedagte gekom het, was dit so vinnig oor my gespoel, dat ek myself nie kon keer nie. En dis wat mense sê, ag, dit het net gebeur. Dit het so vinnig gebeur. My afgodery, my idolatry, né? Ja? Ons hoerery,
onder die vrouens en die hoermakers van die mans. Ag, dit het net gebeur. Nee, hy is beplan. Hy is beplan van die begin af. Daai temptasie kom, ons oorweeg hom, ons negotiate hom, ons justify hom, en boom! Die resultaat. Maar wanneer die gees van God op is, en die kinders van die Here verstaan vanoggend wat ek sê, dit is 'n slow motion, hy slow motion. Yes, ons herken die temptasie. Ons verklaar God se waarheid in ons minds, ons harte, is dit nie so nie? Yes. Is keuses, mense. Dan sê die Here, hoor nou hierso, en julle gaan nie hierdie baie hoor gepreek word nie, hoor, want hulle preek nie God nie. Hulle preek net wat die mense kan eet, sodat almal vreet. Hulle gooi die woord van God een kant, hulle verdraai hom, hulle preek hom nie, hulle gooi hom nie, want die Here sê, wend julle tot my teregwysing. Die Here sê, omdat ek geroep het en jy het geweier. Nie een van ons gaan dit kan ontken nie. Ek het my hand uitgestrek en niemand het geluister nie. En die Here sê, en julle al my raad nie opgevolg wat teregwysing nie wou geweet het nie. Ek wil hê die manne moet bietjie kom praat met my. Want ek lees hier in die woord, dat jy net sê, ek hou nie van jou preke nie. Ek is jammer, dis nie aanvaarbaar vir kinders van die Here nie. Daar is nie van, ek hou nie van wat ek hoor nie. Lees ons nie ons Bybels nie. Dink julle, die wat in die woord van God is, wat die gees van God het, lees die Bybel en moet alles like wat hulle lees. Nou as ons verklaar wat ons sien en verstaan deur die genade van God, wat verwag ons met die woord doen aan die wêreld daar buite? Want die Here sê hier, jy wou nie, selfs in jou drome en jou nagmerries, het ek met jou gepraat, want jy het nie tyd vir my in die dag nie. Want jy het nie my hart nie, sê die Here. Kom mense. Maar die Here sê, jy kan dit hê. Jy sê, nee, ek wil jou dien, Here. Maar nee. Die Here sê, maar wat vir jou onmoontlik is, want jy is in jou vlees, is vir my moontlik, want ek is God. Wend jou tot my. Nee. Ek wil 'n deal maak, Here. Ek wil daai man hou. Ek wil daai vrou hou. Ek wil vashou in dit of dat. Maar ek sal 'n deal maak, Here. Ek gee vir daai ou 'n paar rand hier vir 'n kerk. Ek gaan doen dit. Ek gaan gee klere. Die Here sê, luister man, al gaan brand jou liggaam in my naam, beteken dit niks. As jy my liefhet, sê die Here, nou ja, moenie eens verder as dit gaan nie, want jy kan die Here lief hê met jou hele hart, maar deur sy gees, wat die mense verwerp hier volgens God. Hulle weet wat hulle verwerp. Daarom sê die Here, en julle al my raad nie opgevolg nie, en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag, sê God. Hy sê hy sal lag by julle ondergang. Julle weet, Paulus sê, dat die wat die Here nie lief het nie, dat julle vervloek is. Die woord sê dit. Hoekom skiep ons dit? Wat 'n God probeer ons voorstel aan die wêreld, mense? Want hulle verstaan nie die God wat van hierdie ouens preek nie, hoor? Hulle doen nie. Ons dink ons beskerm God se karakter. God sê, ek gaan vir jou lag by julle ondergang. Leef jou beste lewe nou. Come on, man. Go for her, go for him, go for that.
Hey man, kyk hierdie manne, kyk hierdie manne, kyk hierdie vrouens. O, die wêreld is lief vir julle. Maar julle is diep binne hartseer en God weet dit. Julle vreet en vreet en vreet en bly honger. Nou ja, maar dis nie wat ons vir die wêreld wys nie. Die wêreld dink dit pragtig. Maar die Here sê, daarom sal ek lag by jou ondergang. En ek sal spot as julle verskrikking kom. En as julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, dan sal julle na my roep, sê God, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my dan soek, sê God, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat het. Dis wat ek gesê het nou. Hulle bespot die waarheid van God. Hulle bespot die kinders van God, wat daai waarheid voorhou. Maar die Here sê, hulle het die kennis van God gehaat, en die vrees van God nie gekies nie. Hulle het bewuslik die vrees van God nie gekies nie. Van my raad, sê God, wou hulle nie weet nie. Hulle het al my teregwysing verag, sê God, deur hulle hele lewe van kleins af. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle loop op hierdie aarde, en dik gevreed bly van hulle eie planne. Daar's die vrug. Hulle dra vrugte, Here. Want, sê God, hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood. En hulle eie sorgeloosheid, freedom, rig die dwaase te gronde. Maar die, sê God, wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Ek verklaar in die naam van die Here sy beskerming en die veiligheid van my woning. Ek prys die Here vir oggend, want my dogtertjie het gister in 'n Bybelstudie gesit in haar skool. In haar skool. En as julle dink ons speel met God se woord hier, gaan kyk wat hy sê in die laaste boek in die woord van God. En dit is die openbaring van Jesus Christus, waar hy sê, come on, ek sit dit vir jou by mekaar. Hier's ek nou. Hier's ek nou. En die Here sê, wat sê ons? Dis al wat ons het vanoggend. Wat jy glo, is wat jy leef. En moenie worship nie. Jy het reg gehoor. Worship God. Want ons 'n groot verskil. Amen.